En hallo julle almal, welkom by nog 'n boodskap vandag. My naam is Marius Harting. Ek is van Toerismos Bedieninge en vandag se lewenspadkos wil ek vir julle lees uit Johannes 15 vers 5 en ek gaan lees uit die boodskap uit en dis waar die Here Jesus self praat en hy sê daarso: stel julle dit goed voor. Ek is soos die druiwestok, julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. Ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe kan lei. Met hierdie skrif wil ek mense regtig aanmoedig, en hierdie is 'n skrif waar die Here Jesus self gepraat het dat dit is so belangrik vir elke gelowige om te lewe, maar om vir die Here te lewe. Want daar is soveel mense wat glo, maar hulle lewe nog steeds soos die wêreld. En dis ook baie belangrik om te besef, die woord maak dit baie duidelik, dat geloof sonder dade is dood. En mense moet dit goed besef, dat mense wat glo, maar nie doen wat die woord bevestig, dit gaan glad nie vir hulle enige vrugte dra nie. En hier sê die woord baie duidelik, en die Here Jesus sê self, dat ons moet soos daai druiwestok wees, ons moet in afhanklikheid van die Here lewe. Ons kan nie vrugte dra sonder die Here Jesus Christus nie. Ons kan nie vrugte dra sonder God se genade nie. En julle weet, die woord bevestig, God se genade is elke dag nie, maar dit is so belangrik vir mense om te leef en uit afhanklikheid vir die Here te lewe. Wat gebeur dan met 'n druiwestok as hy gesnoei moet word? Al die dooie takkies, al die goed wat nie daar hoort nie, word afgesny. Net soos dit belangrik om te besef dat enige iets in ons lewens wat die Here nie verheerlik nie, die Heilige Gees gaan ons help om daai dooie takkies van ons af te sny. Hoekom? Sodat ons God die Vader en die Here Jesus kan verheerlik. So ek wil julle vandag aanmoedig, leef vandag en leef vorentoe uit afhanklikheid van die Here en doen elke ding en hou die Here in gedagte om te dink, wat ek nou doen, sal dit die Here Jesus Christus verheerlik, sal dit sy Heilige Gees en God die Vader se hart bly maak. So hou dit in gedagte, leef vorentoe uit afhanklikheid van die Here en leef naby aan die Here Jesus Christus. Kom ons bid gou. Hemelse Vader, ek bid vir elke persoon wat na die boodskap luister en ek vra in die naam van die liefdevolle Seun Here Jesus Christus, dat elke persoon wat na die boodskap hier luister, hulle harte sal oopmaak vir U, Here, en die Heilige Gees sal toelaat om die nodige werk in hulle lewens te kan doen, sodat hulle 'n vrugbare boom sal wees en vrugte kan dra wat U naam kan verheerlik. En ek vra die gebed in die naam van die liefdevolle Seun, Here Jesus Christus. Mooi bly julle.